Goeiemôre. Ons temareeks vir hierdie 40 dae is op pad. En vanoggend kyk ons na Deuteronomium 32 van vers 1 tot 12 met die tema op pad na die beloofde land. As ons na vanoggend se gedeelte gaan kyk, dan word ons eintlik opgeroep om terug te kyk. En in die terugkyk op ons lewenspad ontdek ons dat die Here met elkeen van ons se pad stap. En dat hierdie terugkyk vir ons help om dan nou eintlik God se hand in ons lewe raak te sien en dat dit vir ons ook motiveer in die pad wat vir ons voorlê om te weet dis 'n pad wat nie ons alleen stap nie, maar waar die Here dan ook by ons is en dat hy die Here is wat vir ons lei en wat vir ons help. Ek wil 2 verse vanoggend lees uit Deuteronomium 32. Vers 7 staan die woorde: Dink in die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte, vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense, dat hulle jou dit sê. En dan vers 11 en 12 staan daar: Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here alleen sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. As jy mens gaan kyk na hierdie gedeelte, dan is ons baie bewus daarvan dat die Here nou met Israel 'n sekere pad gestap het. Hy het vir hulle gelei uit Egipte, hy het vir hulle gelei in 'n tydperk van 40 jaar deur die woestyn. En letterlik vind hierdie gedeelte plaas op die punt waar hulle die beloofde land nou in besit moet neem. Moses moet nou hier op die rand van die beloofde land moet hy sterf en dan gebruik hy hierdie geleentheid en hierdie skrifgedeelte om eintlik afskeid te neem van die volk Israel, maar ook om vir Israel te help om ook te kyk na die pad wat vir hulle voorlê. Wanneer Moses terugkyk, dan is dit dat hy vir die volk Israel kom en sê, gaan praat weer met julle ouers en gepraat weer met julle grootouers, dat hulle vir julle vertel van God se magtige dade. Dis amper asof hy vir hulle wil sê, ek vat vir julle terug na hierdie 40 jaar en langer, waar ek wil hê julle moet terugkyk, en in die terugkyk moet julle bewus word van die getrouheid van die Here, van sy verbondstrou, van hoe hy hulle versorg het en gehelp het, en letterlik ook in die woestyntydperk vir hulle vir 40 jaar voorsien het van kos en water. Nie net vir hulle nie, maar ook vir die diere. En in hierdie 40 jaar is dit dat die Here letterlik vir hulle deurgedra het. Ons lees dat hulle skoene nie afgeloop het nie, hulle klere het nie verslyt nie. En die Here het vir hulle op 'n baie besondere manier gedra en vir hulle gehelp. Miskien is dit dat jy vanoggend ook hier op die rand staan en terugkyk en dalk worstel jy met die Here en dalk worstel jy en wonder, maar waar is God wanneer ek hom nou nodig het? Miskien gaan dit oor jou besigheid, miskien gaan dit oor verhoudinge waarin jy jou bevind. Miskien is dit net die onsekere toekoms wat vir jou bang maak. En dan as ons terugkyk, is dit dat ons in ons eie lewe terugkyk en God se hand oor ons lewe raak sien. Want dis wat Moses hier vir ons kon sê. Hy sê, omdat die Here getrou was, omdat die Here voorsien en versorg het, daarom sal die Here dit ook môre doen. Ook as hulle nou die beloofde land in besit moet neem, doen hulle dit met die belofte en die versekering dat God getrou is en dat die Here sy hand ook oor hulle hou en vir hulle help. Die tweede beeld wat hier gebruik word is die van 'n arend. Ons weet dat 'n arend sy nes boog in die kraanse bou. Op 'n stadium met hierdie kleintjies leer vlieg en letterlik pik hierdie arend sy kleintjies uit die nes uit. Hy fladder teen hulle val uit die nes en vir ons mag dit verskriklik wreed lyk, maar hy's eintlik besig om hierdie kleintjies te help dat hulle vlerke sterk word sodat hulle 'n arend kan wees. En wanneer hulle vlerke inoefen en hulle vlerke onder hulle ingee, dan pyl die arend letterlik onder sy kleintjies in, vang hulle en dra hulle veilig terug na die nes. En nou kom die Here en hy kom sê, op die toekomspad wat vir nou vir jou onseker lyk, is dit 'n pad wat God ken, is 'n pad wat die Here kom sê, nie net bepaal ek hierdie pad nie, maar ek is ook die Here wat by jou is. Ek is die Here wat getrou was, maar ek is ook die arend
wat my oë op jou gerig hou en wat vir jou kom herinner om te sê, ek sal vir jou vang wanneer jou geloofslerke onder jou ingee. Mag die Here vir my en vir jou help om in tye van onsekerheid vas te hou aan die trou van die Here. Mag ons terugkyk op ons lewenspad en mag die terugkyk vir my nuwe betekenis gee, ook vir die onsekerheid in die toekoms wat vir ons voorlê. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons en lei vir ons tot eer van U naam. Amen.